Goeiedag geliefdes, ek is David Nel. Omstandighede is iets wat 'n baie groot rol in elkeen van ons se lewens speel. Dikwels bepaal omstandighede hoe ons dink, voel en optree. Wanneer dit met ons voor die wind gaan en alles loop reg, dan is ons dikwels geneig om te dink, ek staan. Maar gaan dit egter weer baie sleg met ons, val ons weer heeltemal aan die ander kant toe oor en raak depressief met die woorde, ag nee, wat hierdie lewe is niks werd nie man. Paulus kom neer vir ons onder leiding van die Heilige Gees om te waak teen beide hierdie twee groot foute. In Filippense 4 vers 10 tot 13 lees ons, ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgehef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Nou geliefdes, in hierdie gedeelte kom neer die Here ons eerstens om tevrede te wees met ons omstandighede behaag God. Dit behaag God nie dat ons links en regs kla en ontevrede is met ons omstandighede nie. Maar 'n belangrike les wat u en ek hier moet leer. Paulus kom sê nie hy het in 1 sekonde, 'n dag se tyd, maar nie tevrede geraak nie. Nee. Hy sê ek het geleer. Daardie woordjie geleer. Om tevrede te wees met ons omstandighede vat tyd. Paulus sê hy ken vernedering, oorvloed, honger en hy versadig wees, oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Onthou, Paulus skryf hier vanuit die tronk. So niemand kan sê, hy praat maar sommer net nie. Maar wie rustig en kalm oor sy omstandighede bly, behaag God. Tweedens, leer die teks ons, wie tevrede is met sy omstandighede, berus in die wil van die Here. Nou geliefdes, God het nie 'n toelaatbare en 'n volmaakte wil nie. Hy het net 'n volmaakte wil. Want sien, as ons hierdie onderskeid maak, is dit logies. As dit goed gaan met ons, sê ons, God se wil is volmaak. As dit sleg gaan, toelaatbaar. Nou moet die mens bepaal, watter wil van God hy hiermee te doen het. Nee, God se wil is volmaak vir elkeen. Sonde is wel deel van sy raad, nie sy wil nie. Maar die plan wat hy met die wêreld gehad het, sy raad, is nie los van enigiets van sy wil nie. Niks gebeur onnodig, sonder dat God 'n doel daarmee het nie. Ons omstandighede kan dikwels die doel dien, dat God ons geloof toets, en wil versterk. Natuurlik, praat ons nou nie hier van dinge waar ons iets kan doen nie, geliefdes. Ons bly verantwoordelik, maar die dinge waarin ons niks kan doen nie, moet ons net rustig aan die wil van God oorlaat. Derdens, leer die teks ons dat Jesus Christus ons volmaakte voorbeeld is van iemand wat tevrede was met sy omstandighede en net op God vertrou het. Daaraan kruis hoor ons nie een keer ons heiland kla of vra nie. Hy gee net oor. En jy sien, die hoofrede waarom ek tevrede kan wees met ons omstandighede, is omdat ons verlossing in Christus ten volle gestalte gevind het. Deur hom is ons tot alles in staat, want hy gee ons krag. Immers, as ons alles wat ons nou hierbo vir mekaar gesê het, in een sinnetjie kan saamvat, hy wat in ons is groter as al die probleme wat in die wêreld is. Mag hy ons daarom help om te leer om tevrede te wees met ons omstandighede. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, dankie dat u presies weet wat die doel is met elkeen van ons se omstandighede. Help ons daarom om te leer om tevrede te wees met ons omstandighede, om Christus wil. Amen.